Amen. Is jy opgewonde om hier te wees? Ek is net so opgewonde. Want ek weet God het vanmôre iets belangriks op sy hart vir ons. En weet jy wat's mooi? God gaan sy hart met ons deel. Hy gaan ons nie vanmôre los dat ons wonder nie. Hy gesê, kom luister. Ek het 'n gedagte wat die Here my gegee het met die tema, die hoofsaak. Ek het 'n baie interessante ondervinding gehad in die week en ek wil dit graag met julle deel vanmôre. Terwyl ek besig is om te bid oor 'n saak en ek is maar bietjie wagtend op die Here oor sekere goed. Toe trek die Here my weg in 'n gesig en ek sien volgende oomblik die mooiste, pragtigste badkamer. Ek weet nie wie van u voel so nie, maar as ek in 'n huis gaan kyk of na 'n mooi plek of 'n restaurant of ek kom by een of ander mall, ek gaan kyk graag vir alle restaurant, hoe lyk die badkamers? Ek hou van hom, is daar nog mense wat so dink? Nie net omdat ek 'n klein blaasie het nie, hy's groot genoeg. Maar ek meen net, ek hou daarvan. Vir my altyd toe ek huise verkoop het, en ek het baie jare huise verkoop, sê ek 'n kombuis en 'n badkamer verkoop die huis. Die res is wat jy daarvan maak, maar ek kan nie die hele badkamer oorbou elke keer of die kombuis nie. Ek meen, ek kan nog my, interieur rondskuif in die kamer. Maar in elk geval, en ek droom, of ek sien hierdie gesig, het gevoel natuurlik soos 'n droom, ek sien hierdie gesig van die pragtigste badkamer. Hierdie groot spieël, kyk, dis mos nou mooi so spieël. Ek weet nie, julle sin gaan dalk nie so mooi wees nie, want jy kyk in hom, maar overall is dit eintlik 'n mooi ding. En ek sien hierdie groot spieël. En voor die spieël, maar met so mooi goue rand, sien ek hierdie wasbakke. Dit lyk so skulpe, so 'n mooi wasbakke met so 'n mooi goue krane, goud en lyk soos wit goud, goud en silwer so tussenin. So sandblaste silwer. Ja, en ek sien die handdoekies, die ou kleintjie vir, die mans, julle gaan dit nou nie verstaan nie, maar die vrouens sal nou weet, daar's verskillende handdoeke vir verskillende goedjies, nee. En ek sien die ou waslappietjie, en dan sien ek die gesighanddoekie, en dan sien ek een vir die lyfie. Nou weer die mans ook. Volgende keer as jy by daar kom, sê vir jou vrou, ek weet hoe werk dit. Is soos by 'n restaurant met al die messe en virke, hoorie, waar begin ons nou weer? Ok, in elk geval, so en ek sien hierdie handdoekies en ek kyk hier tussen en ek sien hoorie, maar hier so is 'n lotionkie en hier's 'n handwash en hier so is 'n wat is dit, soos 'n sanitizertjie hier en ek sien maar die goedjies raak te lekker. Moet ek die ander mic vat want die ding raas verskriklik. En ek sien die goed werk nie lekker nie of alles is mooi. Die klank werk nie lekker nie, maar alles verder in die badkamer is pragtig. En ek sien hy is so mooi afgewerk. Alles is perfek en ek sien die ou handdoekies, selfs hulle het van hierdie weggooi handdoekies op die kant en droërtjies en die handdoekruils is heated. Hey, het julle al so laanie geshower? Ek was al by 'n plek of 2 hierdie warm handdoekie om jou is lekker hoor. Oom Jan, dis lekker. Ag, baie dankie. Dis my toekomstige skoonseun het 'n handeklap vir hom, dankie. Toets. Baie dankie. Maar in elk geval, en ek sien al hierdie mooiste goed. En die Here sê, kyk vir my mooi, kyk mooi. En weet jy, en ek sien dat ek maak die kraan oop, maar daar's nie water nie. Hy het net so 'n bietjie paar roeskorreltjies, maar daar's nie water in die krane nie. En die Here sê vir my, gaan praat met my volk. Die kerk van God is geweldig mooi versier. En hy het al die bysaak wat nodig is. Maar die hoofdoel van die kerk wat die water is, wat Jesus Christus is, ontbreek. En ek wil jy moet vanmôre baie mooi luister na hierdie ding en na hierdie gedagte. Die woord van die Here sê so mooi in 1 Johannes, praat die woord van die Here in 7 vers 37 en 38. En op die laaste dag van die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Want hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.
Halleluja. Ek wil hê jy moet vanmôre weet, kind van die Here, dat wanneer ons Jesus in ons lewe inneem en ek glo in hom, sal strome van lewende water uit ons binneste uitvloei. Die woord sê dit sal wees soos 'n fontein. Halleluja. As jy hom toedruk op die een plek, sal hy opborrel op die ander plek. It's a joy unspeakable and full of glory. Halleluja. Ek wil hê jy moet vanmôre weet, God het 'n plan met sy volk as ons Jesus in ons lewe het. Wat baat 'n mooi badkamer? Met alles wat pragtig is, maar die produk waaroor dit gaan, ontbreek. Jy kan vanmôre alles reg kry. En as daai een baie belangrike produk ontbreek, het jy eintlik moeilikheid. Wie van die vrouens het nou al, behalwe die wat nou slim is, wat weet jy gebruik 'n lepeltjie as sein of jy het een of ander plaasvervanger, maar jy het alles reg om ietsie lekkers voor te berei of te bak en op die einde kom jy agter, hier is nie eiers nie. Ek wil vir jou sê, jy's bietjie minder teleurgesteld as jou man, want ons sou dit eet. Kyk, as die eerste en enigste keer wat ek voel, ek gaan by my bure leen. Ek het nou nie altyd vrymoedig en ek sou nooit so iets doen nie, maar ek stuur vinnig 'n kind as haar eier kort vir iets lekkers. Ek wil hê jy moet vandag weet, ons kan kerk hou, ons kan struktuur hê, ons kan alles mooi maak, ons kan die beste band sê, en ek dank die Here vir ons musiekfabriek, ons gee hulle 'n bietjie hand. Ek is baie dankbaar. Ons kan sosiale media hê, vir ou Pieter daar, die videograaf, gee vir hom ook net 'n hand, hy sê niemand sê iets vir hom nie. En ons het die live daar agter, die klankmense, ek sien julle 3, is reg? Daar's nog 3 by die klankbord, gee vir hulle ook 'n hand bietjie. Amen. Gee nou sommer net vir julle self ook 'n hand, want anders kan ek nie aanhou nie. In elk geval, ons kan alles reg hê en dis alles nodig. Dis genie nodig, want het jy al jou hande gewas en daar's nie 'n handdoek nie. Vang hom hier in jou broek. Maar soos ek gewoonlik die gelukkige ding het, ek het 'n ligte broek aan en lyk dit of ek nie badkamer gemaak het nie. So, dit werk nie, so daar moet sekere goed wees. Maar die hoofsaak is die water, die lewende water. Halleluja, wat Jesus sê, almal wat dors het, laat hy na my toe kom. Ons kan vandag baie plaasvervangers kry, maar daar is nie 'n plaasvervanger vir Jesus Christus, die Heilige Gees en God die Vader nie. Daar's nie 'n plaasvervanger vir die lewende water wat hoop gee nie. Ek sê nou vir julle kan maak wat hulle wil, op die einde van die dag, daar is niks wat kom by die reënwater wat val, wanneer God die sluise van die hemel oopmaak nie. Dit is voedsaam, dit maak dat die aarde begin asemhaal. Die kerk van God moet daar die water weer in ons binneste kry. Ons moet onsself gaan ondersoek en gaan kyk, is die koneksie nie dalk verbreek? Laat die water nie loop soos hy moet nie. Nou moet jy sien, partykeer dan werk hulle bietjie aan die pype. Jy sal dit weet, dit gebeur gereeld hier by ons. Dankie Here, hulle werk nog aan pype, so ons moet nie huil nie. Maar in elk geval, dan werk hulle aan die pype. Nou kom ek gee u raad. Tensy jy hou van chocolate milkshake, maar moenie jou mond daar hou as hulle nou net aan die pype gewerk het, jy maak die kraan oop nie. Want jy gaan teleurgesteld wees, mens nie eenmal chocolate nie. Is net bruin. Is bruin vuil grond, mens pype wat opklok oor tyd en alles sit daar binne vas. En hy het mos nou leeg geloop en as die water kom, haal hy al die vuil uit. Daar's mooi goed ook daarin. Maar weet jy, wanneer dit nou gebeur, en mense sê vir my, ja, hulle het gewerk aan iets, maar nou skielik is hy water, en sê ek, is nie moeilik nie, kom gou weer. Aan die kraan is daar so siffie, ek draai hom net los, en val al die vuil wat opgeklok het uit. En wanneer dit uitgekom het, hy's gesif, dan kom daar suiwer water weer deur. En die druk verbeter ook. Ek wil hê jy moet weet, dis baie keer nodig om die hele proses in plek te kry, maar wanneer daai water deurkom, dan moet ek self, die eie ek, moet eers uit die pad uitkom, dis al daai vuilheid. En hoe meer hy loop en hoe sterker Christus deur my loop,
Hoe sterker die druk raak, hoe suiwerder is die water. Hoe beter is die waterkwaliteit. En vanmôre wil ek vir jou sê, mense, ek wil u vra vanmôre, kom ons kry klaar met die bysaak, kom ons raak weer besig met die hoofsaak. Die hoofsaak vanmôre is Jesus Christus en hom as gekruisigde. Die hoofsaak vanmôre vir my en vir u is om te sê, Here, ons wil Jesus Christus in ons lewe die hoofsaak maak, die groot prioriteit maak. Dit waaroor ek opstaan, dit waaroor ek leef, dit waaroor ek gaan slaap, is Jesus. Let it be Jesus, the first name that I call. Laat Jesus, Jesus wees in jou. Hy mooi lied wat sê, Jesus, be Jesus in me. No longer me, but thee. Resurrection power come fill me this very hour. Ek vra vir u vanmôre, is Jesus nog als in u, of het u so besig geraak met ek bedien hier, en ek maak 'n prentjie hier, en ek stuur 'n boodskap hier daar, en vir hulle moet ek gou dit doen, en vir hulle moet ek dat doen, en ek maak so, en ek maak so, en ek maak so, en die hele badkamer is mooi, maar die water ontbreek. Ek het vanmôre weer hand in eie boesem. Ek, Jacques Potgieter, steek vanmôre weer my hand in my boesem, en ek sê, Here, laat die hoofsaak vir my weer na vore kom. Laat daai water wat vloei, laat daardie druk sterker word. Laat daardie suiwerheid suiwerder word. En laat dit wat in my lewe teehou, laat God kan werk, laat dit uit my lewe uit sal verdwyn. Wat baat dit jou? Jy het al die pragt en praal, maar die doel waarvoor jy lewe, mis jy. Wat sal dit baat, soos die woord sê, ek het alles van hierdie wêreld gewin, maar my siel ly skade. Wat baat dit, ek het ryk geword, ek het 'n oulike vroutjie getrou, ek het vir haar kinders gegee, ek het nog 'n klomp kinders bygekry, ek het alles gedoen, maar daai dag sal ek hoor, ek ken jou nie, ek het jou nog nooit geken nie, want die badkamer was mooi, maar die water het ontbreek. Weet jy wat se hartseer? Terwyl ek besig is met bietjie navorsing nou al vir 'n tyd lank oor bietjie in die okkulte, kom ek iets teë en ek het dit al genoem so hier en daar vir van die mense, ek gaan dit graag weer noem. En dat hierdie een meisie wat sê hoe sy gesukkel het met hierdie goed om vry te kom uit die okkultheid, sê haar hoofding hoekom dit vir haar moeilik was, is dat die okkultiese selleier wat in die week vir hulle die sataniese selgroep hou waar hulle offers en goed doen, is die pastoor wat Sondag op die kansel staan. Mense, elke ou met 'n kwassie buite is nie 'n painter nie. Elke ou met 'n Bybel onder die arm is nie 'n diensknegt van God nie. Elke ou wat een of ander koekmeel vashou is nie 'n bakker nie. Maar ons is te naïef om dit te besef. Ons het nie meer die onderskeidingsvermoë deur die salwing om te besef, hoorie, maar hierdie lyk pragtig, maar die water ontbreek nie. Want die woord sê 'n boom sal geken word aan sy vrug. Hy sê, want as die vrug goed is die boom goed. En as die boom goed is die vrug goed. Nou vra ek vir u vandag, daar's soveel van wie ons alles vat, wat hulle gee sluk ons net. Ons sluk net alles wat hulle sê, want nee, dis 'n pastoor. Ek sê nou vir jou, ek dink in persentasie gewys is daar meer pastore wat hel toe gaan as wêreldsmense. Want jy het 'n verantwoordelikheid as 'n pastoor of 'n dominee of 'n eerwaarde of 'n grootte of oudste of wat ook al jy wil wees. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor God om gehoorsaam te wees. Amen. Ek verwag tog die kennis van my dokter moet bietjie anders wees as die kennis van iemand anders wat nie 'n mediese graad het nie. Amen. Dis hoekom ek hulle betaal of dis hoekom ek hulle vertrou om aan my te werk. Nou vra ek vandag vir u as kind van God, mense kom na u toe om by u raad te kry, om by u hoop te kry, om by u te kom wysheid kry. Het jy nog water wat uit jou uitloop wat hulle kan ontvang, of wys jy hulle die pragtige badkamer, maar die water ontbreek? Dit laat my dink aan die gesig wat my vrou gehad het. Ek wil dit so vinnig weer noem, want almal het nie gehoor nie. Waar sy 'n droom gehad het van hierdie
museum, een of ander oorsee land waar hulle spog, hulle het die liggaam van Jesus. En die mense stroom daartoe om te kom kyk, want almal wil die liggaam van Jesus sien. En sy droom, sy gaan en sy kyk en hulle wys die mense al die goed om het en hulle geniet nou al hierdie voete wat hulle kry. Natuurlik, die publikasie is fantasties en hulle wys alles. En sy sê, hoorie maar, dis nou al so mooi, maar waar's Jesus? Dis hoekom ek eintlik hier is. Dis sê, nee, wag, ons gaan nou daar kom, kyk gou hier. En hulle wys, kyk hierdie en kyk hierdie en kyk hierdie. Sy sê, nee, ek soek Jesus, dis hoekom ek gekom het. Hulle sê, wag, ons is op pad, nou gaan hy daarna so 'n stoorkamertjie effek toe. En net voordat hy gaan sê, wag, maar weet jy, hierdie broodjies is eintlik al so oud en kyk hoe vars is hulle nog. Hierdie wonderwerke en hy vertel al die mooi goedjies en sy sê, dis baie mooi, maar waar is Jesus? Dis hoekom ek hier is. En hulle maak oop en hulle wys vir haar so in 'n stoorkamertjie, in 'n sak. Is hy weggebeer, is die liggaampie so mekaar gedruk en hy sit so op mekaar gefrommel. En toe sy daai sak so oopmaak en dadelik begin vrou weer, maar kyk hierdie brood hier op die rak, hoe oud is dit, maar alles bly vars. Net omdat dit alles bly net vars, hy is almal fokus op die wonderwerke. En sy maak hy sak oop en toe sy hom oopmaak, toe kyk hy oë in haar oë. En hy sê, ek het net 'n vermaaklikheid geword. Mense gebruik my om ander te trek. Maar dis nie meer waaroor alles gaan nie. Ek vra vanmôre vir u volk van die Here, ken jy nog vir Jesus? Het Jesus vanmôre vir jou nog die waarde wat hy moet hê? Is hy nog die liefling van jou siel? Is hy nog die soete roos van Saron? Is hy nog die blink môre ster? Is hy nog die lelie van die dale? Is hy nog jou eerste liefde? Of is hy vanmôre vir jou net, ja, ek is 'n Christen, kom ons gaan aan. Dit gaan goed met ons is die Christen groep. Ek was in die kerk, ja, ek's by daai ou in die kerk. Eendag ontmoet ek 'n ou, dit was nogal wonderlik. En hy vertel my lank van sy kerk, ek's taamlik opgewonde. En ek vra wat sy kerk is dit. Toe sê hy, nee, daar by daai Perskerk. Toe sê ek, ja, ek is die pastoor. Dit het moeilik afgegaan. Baie mense kan so baie vir jou vertel van 'n plek, maar hulle het nog nooit God van daai plek ontmoet nie. Hulle kan jou vertel van 'n kerk, maar ek wil vir jou sê, die kerk is wonderlik, want dit huisves ons kan hier wees, en dit is 'n voorreg en is mooi, maar ek vra vandag vir jou, as die produk Jesus Christus ontbreek, dan kan ons toemaak. Jy kan 'n badkamer wat nie water het nie, maak hulle toe, want wat gebeur as daar nie water is nie? Dink gou vir julleself so 'n paar toiletens wat nie water het nie. Skus, is in die gees, hoe die kerke begin ruik, sonder dat Christus deurkom. Ons kan mooi lyk, ons kan 'n show wees vir die wêreld, maar as ek die salwing van die Heilige Gees nie in my lewe het nie, het ons niks. Maar as ek die salwing het, as ek die heerlikheid van die Here het, it's a joy unspeakable and full of glory. Halleluja, wanneer ek die heerlikheid van die Here in my het, dan dit vloei uit my uit. Ek kan nie help nie, dit kom net uit my uit. Jy kan maak wat jy wil. 'n kind van die Here wat met God 'n ontmoeting gehad het. Jy kan nie stil bly nie, man, jou smile verklap jou. As jou smile het nie gaan doen nie, gaan jou hare dit doen. As jy nie hare het nie, gaan jou bles begin blink, maar iets gaan gebeur. Ek sê nou vir jou, as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in jou woon, sal jy vir ewig lewe. Deur sy gees wat in jou woon. Ek wil hê jy moet saam met my opgewonde wees vandag, want ek wil vir jou sê, Jesus sê vandag, ek is daar die water. Hy sê in Jeremia 2 vers 13, 'n sterk waarskuwing. Hy sê, want my volk het twee ewels gedoen. My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat, om vir hulle uitgediende bakke uit te kap. Gebreekte bakke, wat geen water kan hou nie. Dis 'n waarskuwing wat hy gegee het oor wat gaan kom. En as jy vandag gaan dophou, is daar predikers wat predik sonder om een keer 'n Bybelvers aan te haal. Ek praat nie van met 'n uitsondering as dit een keer gebeur. Ek dink ek het dit ook dalk al gedoen. Ek kan dit nie dink nie, maar dalk het ek. Maar as ouens wat glad nie meer uit die Bybel uit preek nie, eerstens hy ken hom nie, en tweedens hy voel dis oudtyds. As die skrif vir jou oudtyds is, dan was jy nog nooit so mislei soos wat jy is nie, want die skrif is forever new. Hy word vir ewig deur, word hy binne my vernuwe deur die Heilige Gees.
Halleluja. En hy sê, dit het ek teen julle. Die badkamer is pragtig, maar die bron, waaroor het gaan, die water, het ontbreek. Hy sê in 2 Timoteus 3 vers 5, hy sê, pas op dan vir mense, wat die gedaante van godsaligheid het, maar hulle het die krag verloor. Wat sê dit? Hy lyk soos 'n real thing. Hy lyk soos Jedor, die manne wat die Spanners ken. Maar hy word geskryf dalk met 'n C, soos Sidor. Hy word gemaak met ouens. Ek moet dit nou mooi stel. Ek weet ten minste, hulle was nie in die tuin nie, anders het hulle die slang geëet. Nou, ek wil vir jou sê, daar's mense wat als namaak in die lewe, want daar's mense wat altyd sal koop. Want hulle soek 'n bargain, hulle soek cheap en hulle soek die maklike weg. Ons soek die half price special. Dis hoekom hy hou net 'n kwart van die prys. 'n kwart van die tyd. Ek wil vandag vir jou sê, dat wanneer ons as kinders van God, wat vervul is deur die Heilige Gees, wat veronderstel is om gevul te wees, die Gees van God moet lewendig gehou word binne my. Kom ek sê dit vandag vir u, dalk mis u hierdie deel, dis 'n baie belangrike deel. Die Gees van God moet lewendig gehou word binne my. Hy bly nie lewendig in jou as jy hom nie voed nie. Ek weet jy moet mooi hoor, hy gaan nie dood nie, hy onttrek net. Maar wanneer ek die Gees lewendig hou binne my, dan wil ek vir jou sê, wanneer ek in kontak kom met iets wat sê, dit is deel van hom, sal die Gees binne my getuig, dat dit van God af is of nie. As ek die Gees van God in my lewe het, en iemand kom skud my hand, en hy vertel vir my, ek is 'n kind van die Here, gaan die Gees van God, jy kan maar my hand skud, vir my sê, is ons boeties in die Gees of nie? Want die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, woon in my, bekragtig my, leer my, inspireer my, en hy rus my toe om te doen wat ek moet doen. Hy sê, julle weet alles, want julle het die Heilige Gees. Maar ons word gevang aan die slaap. Omdat, dit lyk mooi, hy het 'n gedaante man, kyk dit hierdie moet die badkamer wees. Ek sê jou, as ek weer huis koop die dag, gaan toets ek eers die stortse druk. Ek is daarom nou 'n bietjie voller figuur, so ek raak nou makliker nat, maar vroeër jare. Hey, ek sê jou, ek moet beweeg man. Ek kan nie daai nee, ek soek druk man, ek wil hom voel op die rug. Is dit so? Sal nog wat saamgetuig? Ja, moenie wil maak of julle nie bad nie, julle moet bad. Anders in elk geval, so op die einde van die dag, ek wil eers, as ek weer in 'n badkamer kom of van 'n huis wat ek wil koop, gaan toets ek eers die waterdruk. Ek soek die waterdruk moet goed wees. Daar's min frustrasies in 'n huis soos wanneer die waterdruk baie swak is. Want eerstens sit jy vir jou waterfiltertjie en dan moet jy 'n pompie insit, want die water kan nie deur die filter kom nie. Kom ons gaan koop eers water, my vrou. As jy gaan shower, dan word jy net so halfpad skoon, maar die water is half te minder. As jy goed gaan, enige iets wat jy wil doen, aanpak. Jy spuit die tuin 'n uur nat in plaas van 'n halfuur, want daar is nie druk nie. Dan moet jy ook die pyp so half aftraande lê. Nou, ek wil nou vir jou sê, vandag voel dit vir my in die kerk, is dit so gesukkel om ouens in die heerlikheid van God te kry. Dit voel vir my of dit 'n gesukkel is om water te kry. Ek kom by plekke en ek gaan nie name noem nie, by mense en goed wat moet oorloop van die salwing. Hulle moet oorloop van die water. Ja, dan sukkel ek om nattigheid te kry. Vanmôre vra ek vir jou, hoe lyk jou waterdruk? Hoe lyk jou waterdruk vanmôre? Hoe lyk jou pype? Is jou kanaal vanmôre skoon voor God? Is jou kanaal vanmôre suiwer? Kan mense hulle mond kom sit daar waar die water uitkom? Of moet hulle sê, o, gewag eerder nie, uit so kalk nasmaakie, so stilbaai nasmaakie. Ek wil gou vanmôre vir jou sê, daar's niks so lekker, soos wanneer jy dors is en daai koue water kom deur daardie kraan nie.
Ek weet nie, wie van julle nie, ek praat nou met die ouens ouer as 40, ek dink is al wie dit sal verstaan. Julle jongens, ek sal nou weer vir julle verduidelik. Dat, onthou jy vroeër jare het ons in die tuine gewerk? Die bo 40 wat gewerk het in die tuin, waai vir my, laat hy net kan sien of die waarheid is. Die res is almal jonger. Ok, nou ek wil nou vir jou sê, en jy het baie motivering ook gekry. Dit was sommer een van die lekkerste latte wat jou pa die vinnigste kon kry. Daar was nie 'n ding van ADHD en FHD en alles nie. Jy het sommer 'n pak slaag gekry, dan's alles al daai wanpersepsies uit jou koppie uit gewees. Yes, dan werk jy. Jy harkblaar en jy sny gras en jy sny met die weed eater en ons het nie so 'n lekker tegnologie gehad soos vandag, die goedjies loop self nie. Daar was nog 'n draad nou en dan sny jy hom af, dan moet jy nog eers skok en dan moet jy hom regmaak ook en dan kry jy nog pakhouer. Ja. En die weed eater se gat hou op aan uitval. Opraak. Want hy's ook nou al bietjie oud want dit was my pa se oupa se oomsin. So hy's al oud. Hy werk so amper met 'n skertjie vooraan. Nou werk jy daar in die tuin en is warm en is niks lekker nie. Ek het in Pretoria groot geword. Maar ons het 'n tuin gehad wat vol varings was. Die hele tuin was so toe met boom en varings en goed. En as jy so bietjie in dit ingrou half, was daar 'n kraan. Nou dis bietjie riskant om jou mondjie dadelik daar te hou. Want partykeer is daar iemand wat dors is voor jou. So 8-potige dingetjie. Maar wanneer ek daai kraan oopmaak en ek sit my hand daar en daai water loop, is dit die lekkerste, koudste, verfrissendste water wat daar is. Al is ek hoe moeg, dan naai jy sommer weer spoed. Vandag is dit, dink hulle vergelyk dit met Celusa 45, die ouer garde. Nou ek wil nou vir julle sê, daar was niks so lekker soos lekker water nie. Is vandag nog bewys. Jy kan gaan soek al hierdie drankies wat jy drink als. Hy sê die gesondste van alles wat 'n mens kan inneem is water. Ek wil vandag vir jou sê, daar kan klomp plaasvervangers kom in die gees, maar niks kan Jesus vervang nie. Ek sluit vanmôre met dit. Jy weet vanmôre wie of wat is die hoofsaak in jou lewe. Jy weet vanmôre hoe het die druk geraak in jou lewe. Het jy maar tevrede geraak? Het daai velletjie begin klaar raak wat die kraan moet toemaak en op die einde van die dag drup hy net so, want in elk geval al drup wat jy het, want die pyp is al so korroud dat op die einde kan hy nie binne toemaak nie en dan drup hy het al so 'n vlek begin los in die wasbak. Daar's 'n paar wat snap waarvan ek nou praat. Is tyd om bietjie die pype skoon te maak. Om jou hart te ondersoek en te sê, Jesus be Jesus in me. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. Ek wil vandag vir jou sê, gee vandag net oor vir Jesus. Kom ons kom net weer op daai plek wat ons sê, ons gee nou oor vir Jesus. Nie meer ons nie, maar hy. Nie meer my wil nie, maar sy wil. Nie wat ek dink nie, maar wat wil God hê moet ek doen. En ons raak weer ingestel. Jy sal verbaas wees, as jy ingestel raak, hoe sien jy, hoe val ander goed uit jou lewe weg. Dan besef jy, hoorie, ek het gedog, hierdie is van die Here. Here, dankie dat U my help. Ek wil vir jou sê, mag die Here U seën vanmôre, mag die Here U self vanmôre. Mag die Here U vanmôre help om op daai plek te kom, wat Jesus weer die hoofsaak raak in die lewe. Ek wil 'n gebed doen, Vader, ek kom vanmôre, en ek wil U vra, Here, dat U ons sal help, dat Jesus, die lewende water, nie sal ontbreek in ons lewe nie. Laat Jesus die lewende water nie opgevang sal word, soos wat Jesaja gesê het, in hierdie gekraakte bakke wat nie water kan hou nie. En Here, laat ons nie 'n skyn van heiligheid sal hê. 'n Skyn van godsaligheid, maar die krag verloor het nie. Help ons vanmôre. Laat ons lewens, die groei in ons lewe, die verhouding in my lewe, die optrede in my lewe sal wys dat ek by die bron van lewende water uitgekom het. Jesus, be Jesus in me. No longer me, but thee. Seën ons nou verder, ons onder die bloed in Jesus naam. Amen.
Here seën nie. Amen.